want jy met jou mamma elke dag eer. Ek lag so vanmôre bel ek of die kinders praat, weet in ons huis is daar tot kameras in jou by die kombuis. So, dis amper, maar weet julle wat, dis eintlik amazing, want so moet ek en jy lewe elke dag in die Here se teenwoordigheid. Daar moet niks verborge wees, wat ek nie voor hom kan sê, en wat hy nie kan sien nie, want hy is in my, en waar ek beweeg, moet ek so lewe, laat ek vir niks hoe weg te kry nie. Nou ja, en hulle sê te vir 'n paat, hy vergeet. Hy sê nee, want sy het elke dag Moedersdag. Maar ek dink ek het die beste man gekry, en dankie, ek eer die Here daarvoor. So, ons was nie daar nie soos wat hy gesing het. Ons kom uit baie gebrokenheid, maar soos wat ons die Here lief gekry het en hy ons gered het, het hy ons kom verander. En kyk ons ook nou met ander oë na mekaar en kom vorm hy ons stukkie vir stukkie en het mens baie meer waardering vir alles in die lewe waar jy, toe jy ongered was, het jy eintlik niks waardeer nie, alles het net oor jouself gegaan. Maar dit gaan nie oor my en jou nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. So ons sê vir die Here dankie vir mammas wat hy geskape het. En Here, dat ons in hierdie gemeente mammas sal wees, wat bidend sal wees, wat regtig vir ons kinders sal bid, dat ons regtig ons kinders in ons harte sal dra in gebede en ons mans, dat daar 'n verandering in ons land en in ons omstandighede sal kom, dat ons werklik ligdraers vir U sal wees. Want so het hy ook uitgestuur vir Maria Magdalena, om die woord te gaan uitdra. Ek het baie jare gestoei daarmee met Fransjo, dan sê ek hom, maar ek kan nie bedien nie voor nie, dan kom haal hy vir my al die vrouens so uit die Bybel uit, dat hy nou net so mooi met my klaar gepraat, en ander week dan kom ek weer. Dan sê ek, maar ek kan nie hier voor staan nie. So ja, eintlik diskwalifiseer ons onsself, dis amper die boodskap wat julle vanmôre gehoor het, wat hy ook vertel het van die ou seentjie. Partykeer het ons hierdie verwronge gedagtes in ons, wat gevorm is oor jare. Dis nie altyd ooreenkomstig God se woord nie, maar dit is my wêreldjie van waar ek kom. En ons kyk deur hierdie vensters, en dit kan ons partykeer so belemmer om werklik in God se heerlikheid in te kan sien, sy grootheid en sy almag en alles wat hy vir my en jou in stoor het, wat ons partykeer so belemmer dat ons eintlik onsself voetjie. En net so is ons geneig om na ander partykeer te kyk deur die vensters van ons eie siel, maar nie God se vensters nie. Want ons moet eintlik deur die oë van Jesus kyk na ons naaste. So kosbaar is die Here net nie, so kom vernuwe hy ons. Ons boodskap vanmôre is to know God and the dunamis power of God. Gaan eers daaroor om God te ken. Want ek gaan nie weet wat het hy vir my in stoor, of wat is my roeping, as ek nie hom ken nie. Ek moet hom ken, ek moet die woord ken. Maar waar begin ek? In die begin ken ek nog nie die woord nie, maar hy weet presies waar is ek en jy daar. Hy gaan tel ons letterlik soos 'n ou babietjie op. En hy dra ons in sy arms. En hy kom voed ons met melkkossies, elke 4 uur, ek moet net gehoorsaam wees. En soos wat ek groei, kom bou hy my geestelike spiere, sal ek ook net eers naderhand so bietjie kan op die knieë staan, en so bietjie vorentoe trek, en later sal ek teen 'n stoel begin opstaan, en eers die omgewing uitkyk, en is dit vir my veilig, en dan sal ek begin loop, en so is ons geestelike reis ook met die Here, tot ons regtig 'n verhouding met hom het, dat ons genoeg moed het, om regtig te begin loop in die gees, te wandel in die gees, en naderhand te hardloop in die gees, want hy rig jou op in sy krag, en in sy hele wese, want ek was nie daar nie, ek kon nie eers met 'n mens gepraat het, wat 2 of 3 was nie, dan het ek my eie stem in my ore gehoor weer klink, en dat ek stil gebly, en ek kon nie eers gebid het vir my kinders, toe hulle in die huis was nie, ek kon glad nie.
En ek moet vir julle sê, daarin was ook hoogmoed. Die Here het met my gewerk met hoogmoed, verskillende leiers. Daar was 2 jaar wat ek nie gewerk het nie, wat ek ervaar het. Dit was my oefening wat ek moes geleer het. Om onder my man te kon leer staan, om niks te hê, as iemand vir jou gee. Want dit is soms moeiliker om te ontvang, as om te kan gee. Dis 'n stukkie wat jy leer. Maar die wêreld kom en trek alles skeef. Daar buite is ook mense wat eenvoudig net nie wil werk nie, en die heeltyd weerstaan en verwag almal moet gee, en as jy nie gee wat hulle wil hê nie, dan kom die vloeke ook uit. So julle sien, dit gaan oor 'n hartsgesindheid, maar die Here het sy kinders lief. Hy weet presies waar ek en jy is, wanneer hy ons die dag optel in sy arms. En hy begin hierdie geestelike reis met ons stap. En hy kom rig ons op, en hy kom leer ons, en hy kom plaas sekere mense spesifiek rondom jou en my, om ons sterker te maak. Ek onthou, ek was byvoorbeeld in 'n gemeente, ek kon nie eers gebid het nie, en toe ek die passie vir die Here ontwikkel, toe skielik wil ek net in die Here se teenwoordigheid wees, en tussen mense wat die Here dien. Vroeger het ek eintlik weggehardloop, nie dat ek goddeloos was nie, maar ek het altyd my Bybel gelees. Ek wil hê julle moet die verskil verstaan. Ek het my Bybel gelees, oggend en aand. Ek was baie getrou. Ek het ook gebid, saggies, maar ek het nie 'n lewende verhouding gehad nie. Ek was dood binnekant. Ek, Helene, was dood. Soos daai gemeente in Openbaring van Sardes. Julle is lewend, maar julle is dood. Julle het julle eerste liefde verlaat. Bekeer jou, staan daar. Dit is waar ek was. Ek het alles mooi gelyk aan die uiterlike. Almal sou gedink het jy's gered. Sy's altyd eerste in die sondagskool, en sy's altyd eerste met dit, en haar toetsies is mooi gedoen en alles, maar sy wil nie bid nie, en sy wil nie voor mense, hoor julle, ek het dit nie geleef nie. Dit was 'n klomp, dit pas amper by laasweek se boodskap, nou. Dis wat ons moet doen. Dit pas so mooi in die boksies. Tot ek die Here gesmaak het. Hy het my lewe radikaal omgedraai, soos 'n handomkeer. Ek was nooit weer dieselfde nie. In so 'n mate laat my man en my kinders op 'n stadium vir my gesê het, kan jy oor niks anders te praat as oor die Here nie? As hy in jou hart is, sal hy op jou lippe wees. Dit sal al wees wat in jou is, want hy maak lewend als wat dood is. En so kliphard as wat ek was, soos 'n klip. Ek het nooit gehuil nie, nie eers op 'n begrafnis nie. Ek het nie gesê ek is jammer vir my man nie, ek is mos reg. Ek was kliphard. Maar toe hy vir my omkeer, het ek so gehuil, dat Fransjo op 'n stadium vir my sê, Doetjie, wat is fout? Die mense gedink, daar's groot fout in ons huis, hoekom hou jy so in die kerk? Want weet julle wat? Dis 'n dam, met die dikste bande gewees, wat stikkend gebreek het. En die gees van die Here kon begin uitvloei. En ek wil hê julle moet kyk vanmôre as julle by die nagmaaltafel kom staan, toe ek hier kom vanmôre. Toe sien ek daardie, en dit is net vir my awesome, Colleen. Jou hele tafel is my boodskap. Al is dit ander verse, al is dit ander woorde, dis presies. Hy's die enigste kraan, hy's die enigste fontein van lewe. Ek en jy is maar net die tuinslang. Ons is maar net die wessel waardeur hy vervoer. Jy moet nooit na my kyk nie. Het jy al gesien hoe lelik lyk jou tuinslang in die tuin? Hy's baie keer gebrand en hy's vol gaatjies. Moet nooit na die wessel kyk nie. Maar drink van die lewende water. En julle moet asseblief daai versies vanmôre lees, dis kosbaar. En wat vir my so mooi was, en hoe die hele gemeente eintlik, sonder dat iemand gepraat het,
kom klein Abby vanmôre en sy kom dans met 'n vlaggie vanmôre wat presies dieselfde kleur is as daai turquoise chiffon wat eintlik die lewende water voorstel wat vanaf daar van daai kraan af kom. Die lewende water en weet julle wat beteken turquoise in die gees? Herstel en restaurasie. En ek en jy kan alleenlik herstel en restaurasie by die een wat lewe gee. Jy gaan na mense toe hardloop en jy gaan al jou vermoëns uitgee en dis dood. Dit gaan omstandighede vir 'n rukkie verander. Geld kan omstandighede verander vir 'n rukkie. Medikasie kan jou simptome stil maak vir 'n rukkie. Maar daar's net een wat genees. Daar's net een wat lewe gee. Daar's net een wat restoreer. Daar's net een wat die waarheid is. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy's die ewige lewe. Daar is geen ander nie. En in dit alles het ek net besef, ons is baie keer so geneig om agter, ons hoor hier, hoor mooi wat ek sê, ek hoor van die en ek hoor van daai, wow, gaan jy ook so en toe, wow, ons moet so en toe gaan, ons mense maak mos so. Ons het hierdie wows, hierdie icons, dan kom die Here, toe hy daar by in daai feestyd was, toe sê hy, kom drink van my die lewende water. Hulle het ook opgedaag vir die wows, maar hulle het nooit die regte wow in hulle lewe erken nie. Jesus, die koning, die Messias, die gesalfde, die een wat lewe gee, het hulle misgekyk, want hoekom? Hulle oë was verblind en hulle harte was hard. Wanneer jou hart is jou oë verblind, soos wat ek in die begin vertel het. Jou vensters is nie baie skoon nie. Jy sien nie baie mooi nie. Maar wanneer jy kom drink van die een met die lewende water, dan begin dinge vir jou verander. Want hy bring lewe in jou omstandighede. Hy kom bring lewe in verhoudings. Hy kom bring restaurasie in huwelike. Hy kom bring restaurasie in finansies. En ek wil nie hê dit moet op die klem moet op finansies wees nie, maar God kom bring herstel en restaurasie. Selfs waar die trekspringkane kom steel het, kom verander hy en kom gee hy terug. Want hy is 'n restoreerder. Daar waar jy gedink het verhoudings kan in hulle lewe nie herstel nie, die Here kom doen, die bonatuurlike, verslaafdes raak vry. Siekes ontvang genesing, want dit is wat God kan doen. Maar soek hom, die een, die lewe met lewende water gee. Moenie agter mense hardloop nie, want die woord sê in Jeremia 17, dat hy wat op 'n arm staat maak, vervloek is hy. Moet nooit agter 'n mens aan hardloop nie. Jy gaan teleurgesteld wees. Hoeveel mense het seer gekry in kerke? Weet julle hoekom? Omdat ons die mens. Ons kyk na die mens. As jy na my en Fransjo moet kyk, of enige een van ons ander mense wat die Louis of wie ook al wat hier bedien, gaan jy baie foute kry. Want weet julle wat? Ons is nog hier. Ons is nog feilbaar. So vergewe ons wanneer ons foute maak. Kom help ons reg. Want ons leer ook nog. Ons is nog almal op die pad van heiligmaking. Ons is nog almal onder konstruksie van God se hand tot hy ons kom haal. En ons moet ons roeping op hierdie aarde vervul, nie net pastore en dominees nie, want elkeen van julle wat hier sit het 'n roeping in God. Jy moet dit vervul. Weet julle, toe ek hierdie boodskap voorberei, die Here het baie interessant met my gewerk. Hy het vir my sulke stukkies gegee. Dit was amper soos 'n puzzle wat ek moes gebou het. Dan gee hy vir my net hierdie stukkie en dan hierdie stukkie. Dan wonder ek baie keer. En gisteraand toe sien ek hoekom alles nou mooi bymekaar. Maar wat hy vir my kom wys het, wat maak ek en jy met die gawe
die geskenk wat hy vir my en jou kom gee, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Jesus, die hoop van heerlikheid. Hy sê vir ons in die woord, ek gaan na my Vader toe, want is vir julle beter dat ek na my Vader toe gaan, maar ek stuur my Gees vir julle. Besef jy die krag van Heilige Gees wat binne my en jou is? Daar is nie 'n sterker Heilige Geeskrag in my as in Daniel nie, of in my as in Marlies nie. Dis dieselfde Gees. Hoor julle my mooi? Dis dieselfde Gees van God. Wat maak ek en jy, ek wil dit noem, wat maak jy met die geskenk, soos die woord gesê het, hy het vir sy disippels gesê, toe hy opgevaar het, ons het nou, laas week donderdag was dit nou, hemelvaart, toe staan die 2 engele daar, toe sê hy vir die Galileese manne, soos wat julle hom gesien opvaar het, sal julle hom weer sien terug. Toe wat sê hy vir hulle voordat hy gaan? Hy het vir 40 dae op die aarde kom bedien. Die koninkryk van God. Nadat hy opgestaan het uit die dood. Vir 40 dae het hy die koninkryk van God tussen die mense kom bedien wat hy tussen hulle geloop het. En toe gaan sê hy vir sy disippels 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, gaan wag vir my in Jerusalem. En julle sal met krag vanuit die hoogte bekragtig word. Gaan wag op die belofte. Wat is die belofte? Die Heilige Gees wat julle sal ontvang. Ek en jy het elkeen toe op ons tot redding gekom het en Jesus aangeneem het ons sy Gees ontvang wat in ons is, wat uitroep, Abba Vader. Want geen een kan sê, Jesus is die Here, as dit nie deur die Gees van God is nie. Sê die woord nie so nie? So ons het almal dit ontvang, maar wat maak ek en jy met dit wat ek wil sê, die geskenk wat God vir my en jou kom gee, die kosbaarste geskenk wat daar in die hele wêreld is, wat maak ek en jy daarmee? Toe jy 'n Ferrari ontvang het, het jy die sleutels gaan bære in die kluis, in die motor gaan toegooi met 'n doek en vergeet van hom. Het is interessant dat jy die motordroom gehad het, die Here gaan dit sommer nou hier vir my ook gebruik vir illustrasie. In 'n droom beteken 'n motor eintlik jy is 'n voertuig van God. Jy is mos 'n wessel. Soos wat hy gesê het, hy's in die linkerkant. Met ander woorde, wie nou beheer? Wat 'n mag. Sien julle daar? Dit was 'n donker mag. Dit was nie lig nie. Dit gaan nie oor die mense vel of kleur nie. Dit gaan daaroor, ken jy daai persoon of is hy vreemd vir jou? Hy het 'n ongemaklike gevoel gehad met daai een wat daar gesit het. Hoor julle wat ek sê? God het sy Gees in jou geplaas. En jy is nou die tempel van God. Maar ons is 'n lewende tempel wat sy naam moet uitdra, want hy het gesê ons sal sy getuies wees. Voordat hy gegaan het hy gesê, gaan en verkondig die vergifnis van sondes en wees my getuies in die hele Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld, en gaan uit en dan sê hy, bekeer julle, doop julle en gaan leer hulle om alles te onderhou. Nee, dit is met sy opdrag gewees aan die disippels, voordat hy nou nog opgevaar het. Nou wat gebeur nou hierso? Nou gaan wag hierdie disippels in die bokamer. Hulle is vir 10 dae eendragtig saam. Ek sê altyd, ons nuwe generasie gelowiges, ons glo mos in 'n drive-through. Ons kom net so by wat is die plek se naam? McDonald's. Ons is mos gewoon as 'n skitskos. Nou dink ons na die huis van die Here kom, dan moet ons ook net hier deur 'n drive-through gaan. Ek hoef net Sondag daar deur te ry. Dan is ek gevul vir die hele week.
Ek lees in my Bybel, Moses was 40 dae, 40 nagte op die berg. Ek sien hierdie gelowiges het vir Jesus, vir die belofte gewag, vir 10 dae was hulle eendragtig saam. Dan wonder ons baie keer, Here, waar is U? Maar hoe lyk my gebedstyd, my binnekamer verhouding, soos 'n drive-through? Hoor julle mooi wat ek vir julle probeer verduidelik wat hier gebeur. Hoeveel gee ek van my? Maar ek wil vir die Here sê, hierdie is my rooster. Ek het tyd nou, 15 minute. Sien julle hoe het ons mens geraak? Verwaand. Dan sê die woord in 2 Timoteus 3, in die laaste tye sal daar swaar tye kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self raak, hulle sal mekaar begin haat, hulle sal nie hulle ouers eer en respekteer nie, hulle gaan nie meer liefde in hulle hê nie, daar sal geweld in hulle wees, en allerlei lelike dinge, hulle gaan ongehoorsaam wees. Is dit wat ek en jy sien? Want hoekom? Dit gaan oor die mens. As ek my woord lees, dan staan daar, as jy my wil volg, moet jy bereid wees om jouself te verloon, vir jouself nee te sê, ek lê myself neer, Here, hier is ek is U disipel, maak met my, U is die pottebakker, ek is die klei, maak met my wat U wil, Heer. Ek sal net die wissel wees, Here. En glo vir my, as jy hierdie pad en hierdie journey met die Here begin loop, gaan jy deur baie toetse, dat hy nogal kyk hoeveel van jou ek uitkom. Want as jy 'n rosie gaan stik en trap, dan gaan jy sy reuk kry. Wat kom uit my en jou as ons getrap word? Anger, ongeduld. Maar ek, hoor julle, die nuwe wêreld, die New Agers, voed vir ek, gaan alles oor ek. So daar moet ons maar mooi 'n onderskeid tref. Ek het baie skrif vanmôre vir julle. Ek het vir Franswa toe hy gister aan sê, ek gaan nou weer ietsie uitstuur vir die boodskap. Toe sê ek, toe sê ek so saggies daar in die kombuis toe tee maak, toe sê ek vir hom, sê vir hulle, bring julle brille en julle penne saam. Maar ek dink hy het gedink, daar gaan niemand kom nie, né? Want dit klink na werk. Kom ons lees, hoe kosbaar is die woord van die Here. Ek het gaan kyk in die King James Version, want as jy daar kyk en jy gaan kyk, dan elke woord moet 'n nommertjie vir die Strong's Dictionary se verklaring gee. Ek het net elke keer waar dunamis krag gebruik is, het ek die blou vir julle ingesit, dat julle kan verstaan, want wat beteken die dunamis krag? Ons gaan daarby kom. Dis wat die Here vir ons gegee het, maar daar's party wat sê daar's 3 verskillende soorte, ander sê daar's 5 verskillende soorte, maar ons gaan daarby kom. 1 Korintiërs 4 vers 20. Ek het van verskillende vertalings gebruik gemaak, so alles is op die bord. So kyk hoe kosbaar is die woord. The kingdom of God is not just talking, it is living by God's power. Is daar nie 'n groter waarheid nie? 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Want die evangelie sê in Romeine 1 ook, dit is die krag van God, die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. 1 Korintiërs 2 vers 4, en my rede en my prediking was nie 'n oorrede woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. So dit gaan nie oor jou intellektuele vermoëns nie, want die Here gaan selfs die woord in die laaste tye gebruik vir die ouens wat redeneer. En dit gaan, die kruisboodskap lyk vir hulle na dwaasheid. En so gaan hulle die redding dan mis, want hulle wil, dit gaan oor diself, wat ek kan bereik. 1 Korintiërs 2 vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Alles geestelik. 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Dit maak nie vir hom sin nie.
Want julle sal onthou, toe Nikodemus Jesus gaan besoek het in die nag, het hy vir hom gesê, jy moet wedergebore wees. Wat uit gees gebore het, is gees, en wat uit vlees uitgebore is vlees. So jy gaan nie die geestelike dinge kan beoordeel as jy dit met 'n vleeslike oor en met 'n vleeslike hart wil bedink nie. Daar is seker nie in die Nuwe Testament 'n kosbare stuk vir my as Efesiërs 3 vers 16 tot 20 nie. Want dit demonstreer vir ons hoe moet ons as heiliges van die Here in hierdie, ek wil amper sê hierdie rowwe wêreld, hoe moet ek en jy wandel? Hoe gaan ek en jy oorwinning kry? En hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Hy kom versterk ons in ons innerlike mens, in ons geesmens kom versterk hy ons. Dis waar ons krag kry en dis waar hy ons bedien deur die krag en salwing van die Heilige Gees. Efesiërs 3 vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Want julle moet mooi verstaan, soos wat hy duidelik het ook, daar's net op of af. Kyk nou mooi wat hierdie stukkie gaan bevat oor die liefde. Hy gaan praat, die hoogte, die diepte, die lengte en die breedte van die liefde. Wat sê hy? Wat vervul die wet van God? Die liefde. Eerste met jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en al jou kragte en jou naaste soos jouself. Hieraan hang die hele wet, sê die woord. En dan staan daar ook in die woord dat die liefde 'n menigte sondes gaan bedek. Dit beteken nie gaan doen sondes nie. Dit beteken liefde is belangrik. Jy kan die tale van engele spreek, maar as jy nie liefde het nie, as jy 'n klinkende taal en 'n galmende simbaal, dan sê hy, vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is van hierdie liefde. En die liefde van Christus te ken, jy moet dit ken. Wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Hoe gaan jy vervul word? Jy moet eers liefde hê vir Jesus. Kom Here Jesus, kom vul my. Ek kom lê myself, my lewe neer. Ek wil U volg. Dankie vir die bloed. Dankie vir die prys wat U betaal. En kom vul my, maak my vol met U Gees. Ek moet hom ken, verhouding. Ek kan net iemand ken deur verhouding. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Volgens die krag wat in wie werk? Het ek en jy dan die Heilige Gees? As ek en jy bid, met ander woorde, as ek in geloof bid, wat sê die woord? Sal ek die krag hê, en hy sal daardie krag in my vrystel. Want dit is sy Heilige Geeskrag, dit is sy opstandingskrag wat in ons is, die Heilige Gees. Maar hoe ek geaktiveer is, gaan dit afwekteer. As ek nie in die Here is nie, as ek nie 'n liefde vir die Here het nie, as ek nie sy woord ken nie, as ek nie 'n verhouding met hom het nie, as ek nie sy stem ken nie, en ek kan nie onderskei tussen die leuen en die waarheid nie, gaan ek nie weet wie praat met my nie. Want François kan hier fluister, en ek gaan vir jou sê, wat 'n man het nou gefluister, is dit Louis of is dit François? Ken jy God se stem? Want Satan het ook 'n stem, en jouself ook. Die eie willetjie. Ken jy God? Ken jy sy woord? Want God se Gees sal nooit teen sy woord spreek nie. Jy kan nooit God se woord en die Heilige Gees van mekaar skei nie. Baie van die ou protestantse kerke was net in die woord, maar God se Gees het hulle hierdie kant gesit. So dit is so goed, ek wil die kop en die lyf van mekaar skei, want Jesus is die hoof van die
van die liggaam, sê die woord in Efesiërs 1. Hy sê, Jesus is die hoof van die liggaam, sy kerk. Met ander woorde, as ek besluit, ek wil nou net die woord, geen Heilige Gees bediening nie, dan is jy die een vir die kop kom afsny. Ek gaan net met die onderlyf. Want ek staan op die woord, ek gaan vir julle wys, ek het die kennis, ek het die wysheid, ek verstaan die Bybel, dan kom ek uit. God se Gees kan jy nooit van die woord skei nie, hulle is een. God se Gees is een. En as iets wat hy vir my persoonlik wys, ek kan nie sê dit is so, maar dit is wat hy vir my wys. Baie keer wanneer ons seer kry, dan voel ons ek wil nooit weer swem toe gaan nie. Nee, dis mos die vlees wat praat daar. Toe kom wys die Here vir my, sy gemeente, hulle wat regtig hom dien, is sy liggaam. Sny ek my nou los van sy liggaam? Toe sê ek, Here, vergewe my, want sê hy nie, soos wat die tyd nader kom, sal mense nie meer die gemeenskap van die gelowiges bywoon nie. Want hoekom het ons dit bywoon? Maar dis waar ons gestig word. Dis waar ons geskaaf word. En word ons nie geskaaf nie. Want wie skaaf jou die meeste, is jou mense die onmiddellik nastaan jou. Skaaf hulle jou nie die meeste nie. Eyster sluit eyster. Want die Here is eintlik besig om die mens, die sielste mensie, wat net in homself, net sy eie wil hê, is hy net besig om so bietjie te snoei. Hy's besig om ons te louter in goud. Want om eendag hemel toe te gaan, moet ons gelouter wees. As hy sy bruid gaan kom haal, moet jy gelouter wees. Jy kan nie met jou verwaandheid daar aankom nie. As jy gedink het, alle mense gaan hemel toe, dis 'n vals lering. Net hulle wat die Here dien en hom volg. Hulle wat wedergebore is. Die man aan die kruis, regs van Jesus, het gesê, dink aan my, toe sê Jesus vir hom, jy sal saam met my in die paradys wees. Hy het in sy laaste oomblikke uitgeroep na Jesus. Almal het nie die geleentheid om in sy laaste 2 sekondes van sy lewe uit te roep, Jesus, help my nie. Want glo my, as jy uitroep, Jesus, help my, hoor hy. Ek weet van 2 keer in my lewe wat ek kliphard uitgeroep het, Jesus, help my, en hy het my elke keer kom help. Die een keer kon hulle nie eers glo, ek kon uit 'n motor uitgeklim het, maar daar was niks oor nie. Hy was in die helfte uitgesny en die hele kajuit voor het agter op die bak gelê en ek het uitgeklim. Was dit ek? Nee. Ek weet, ek het in daai oomblik uitgeroep, Here, help my. Ek het dit uitgeskree. Die Here is in jou. En wat maak ek en jy met die gawe wat God vir my en jou gegee het? Begrawe ons dit. Ons dink altyd die gawes, die talente is net die fisiese gawes, maar wat van jou geestelike gawes? Wat doen ek en jy met ons geestelike gawes? Die skat van alle skatte. Efesiërs 1 vers 18, hoor wat sê Paulus sê, ek hou baie van Paulus. Ons moet vir die vroue bediening 'n karakter kies wat van 'n vrou, maar as ek moet sê, behalwe Jesus, wie is my favourite in die Bybel, dan sê ek vir julle Paulus. Want hy het nie geskroom om die waarheid te praat nie. Hy was nie 'n mense-aanhanger nie. Al was dit naderhand tot sy eie nadeel, maar hy het die waarheid gepraat. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Sien julle weer die oë. So that you will know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power, dunamis power, toward us who believe.
Het ek en jy die dunamis power ontvang? As jy wedergebore is? Ja. Dis die opstandingskrag van Jesus, julle weet dit. Toward us who believe, these are accordance with the working, the operation of the strength of his might. Dit word deur sy krag vrygestel en hy sal doen, jy gaan nie, ek moet sommer net hier rol. As jy dink, jy gaan in jou krag, Here, ek soek môre 'n nuwe huis, is dit God se woord. Het dit ooit oor jou krag gegaan? Nee. God is almagtig. Dit sal ooreenkomstig sy woord wees en wat jy bid, en dit sal ooreenkomstig sy woord. Hy sê hy sal vir julle alles gee wat julle vra, maar dit sal na sy wil wees. God gaan nie teen sy wil nie. So jy gaan nie name en claim nie. Maar jy het 'n autoriteit in Jesus om die werke van die bose te bind en kragteloos te maak, want God het jou op hierdie aarde geplaas as 'n verteenwoordiger van God, en hy het vir jou gesê in Lukas 10 vers 19, jy het al die mag om slange en skorpioene, dis die bose, demone, op hulle te kan trap, en hulle sal jou geen skade aandoen nie. Gaan weer aan. These are according with the working operation of the strength of his might, which he brought about in Christ, when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only is the age, but also in the one to come. Okay, onthou hierdie stukkie wat in groen is. And he put all things in subjection under his feet, and gave him as head over all things to the church. Jesus is die hoof van die liggaam, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Ons bid soveel keer, Here, dat ons in die volheid van die Gees sal wandel, want God gaan sy volheid in ons bedien, as ek dit vra, en as ek dit leef. Daai stukkie, not only in this age, but also in the one to come. Net vir die ouens wat in godsdienst vasgevang is. Dit was mos net vir 'n sekere dispensasie, nee. Dit was net vir die tyd toe Jesus op die aarde geloop het, voordat hy opgevaar het na die hemel. Nee, it's for all ages to come. It's continuous, dit gaan aan, tot hy kom. Handelinge 1 vers 8, ek dink Fransjo gaan volgende week hier aangaan. Is baie lief vir hierdie vers. But you shall receive power, dunamis power. Wat se power? Dunamis power. Sien julle daai nommertjie, G1411, ek gaan vir julle wys wat hy beteken. Dit beteken power, mighty work, strength, miracle, might, virtue and mighty. Dit beteken wonderwerkende krag. Gaan jy elke keer 'n wonderwerk doen waar jy bid? Nee, want dit is in God se wil wat hy wil doen. Maar is jy die gehoorsame wissel wat vir iemand gaan bid, as God sê gaan bid? O Here, nee, ek kan nie bid nie, asseblief. Ek dink die pastoor moet gaan. Hierdie een is baie siek, hy's verlam aan die een kant. Ek lees nêrens alleenlik vir pastore nie. It's for all who believe, en almal wat wedergebore is. God se Gees in my en jou is dieselfde. Gees is God se Gees. Ons gaan weer. But you shall receive power, dunamis power, ability, efficiency and might. Gaan jy die vermoë hê? Ja. God gee vir my en jou die vermoë. Maar wat ek en jy met die vermoë doen, gaan bepaal wat gaan gebeur. As ek nie sy gawes gaan gebruik nie, dan lê dit dormant. Soos die Ferrari wat ek van gepraat het, met sy sleutels toegesluit is in die kluis. Jy moet God se Gees wat hy in jou geplaas het, dis 'n gawe, dis 'n geskenk wat jy ontvang het. Jy moet dit gaan beoefen en uitleef.
As jy dit nie gaan doen nie, dan moet jy nie sê die Here hoor jou nie. Want jy is die een wat jou gawe begrawe. En 'n ander een moet vir jou hoor. En 'n ander een moet vir jou dit doen. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and the ends, the very bounds of the earth. Fransje, wil jy nie asseblief jou dingetjie, jou gehoor, jou speakertjie of wat jy dit noem? Dan gaan staan jy vir my daar, so ek wil jy moet dit hoor. Ek gaan so lank aan. Outline op die biblical usage of dunamis, strength, power, ability. Ek gaan sommer net so 'n paar lees. Sien julle daarso dat hierdie krag in jou is en beskikbaar gestel word sodat jy dit kan aanwend tot God se glorie, nie vir jouself nie. Power for performing miracles. God doen die wonderwerk. As Daniel vir iemand bid, is dit nie Daniel wat die wonderwerk doen nie. Daniel is gehoorsaam, maar dis God wat die genesing doen. Waar's Marie? Marie, as jy daar by die tennis is, en iemand het nou geval en seer gekry, en jy gaan bid vir daai een, en daai een staan op, en daar's nou skielik niks, dan gaan almal môre na Marie toe hardloop, want dit is hoe ons mense is. Het dit iets met Marie te doen? Nee, Marie was gehoorsaam. God kan werk soos wat hy wil deur sy werktye. Daarom, as ons die mens gaan eer, wat is jy besig dan om te doen? Jy's besig om jouself, wil ek sê, in die voet te skiet. Want God kyk, waar is jou fokus? Is jou fokus op die mens, of is jou fokus op God? As die persoon genees het, sê jy, dankie Here, U is groot, al die glorie aan U, en dankie vir Marie wat gehoorsaam was, seën haar vir haar gehoorsaamheid. Dis wat ek en jy moet doen. Hardloop ek en jy nou agter Marie aan, ons gaan staan in 'n ry agter Marie. Marie, kan jy ook asseblief vir my kind bid? Marie, kan jy ook? Hoor julle wat ek sê? Ek wil nie spot vanmôre nie, ek wil hê, ek en jy moet hier iets verstaan van God se autoriteit wat hy in elke wedergebore kind van hom geplaas het. Maar, onthou nou, ons is mos eers kindertjies, jonger mense en groter. Het ek op pad geestelik? Ja. Partykeer is ek is nog in my kinderskoene wat my geestelike lewe betref. Dan ondervind ek 'n situasie wat moeilik is. Dan gaan ek na 'n geestelike leier toe, wat al jare hierdie pad loop. Is dit dan verkeerd? Nee, want ek gaan dan na die ouderlinge toe of na die leier toe en sê, dis my situasie, hierdie persoon is baie siek. Dan sê ons as liggaam van Christus, kom ons bid saam vir hierdie een, vir genesing. Dan kom daar 'n korporatiewe salwing van God in werking, deur elke heilige, wedergebore kind van God. Is daar dan soveel meer krag? Ja. Sien julle as die gemeente in eenheid beweeg, wat se dunamiskrag gaan dan uit? As wat ons enetjie is, daar kom geweldige krag wat dan begin vloei, want ons is in eenheid met God se gees. En dan gebeur daar dinge, groot dinge. Ek kom op ons lees, dankie. Daar, teen die bord, my liefie. Nee, daar so, teen die muur. Well, it is a small number who will turn the world and change the age. If we would be in the upper room, we need to pray in a specific way and say, Lord, I am willing to be in the upper room for the recovery of your testimony. Is dit nie wow nie? En weet julle vir wie is ek die grootste toets in die lewe? Vir die ou wat 'n perfeksionis is. Weet jy, ek challenge hom absoluut en die Here gebruik my daarvoor. Want weet julle hoekom? Want vir hulle moet al so wees, want dit moet God is 'n God van orde en hy's 'n God van excellency. Dink jy hy gebruik my nie ook nie? Hy kan my gebruik om daai ou net so 'n bietjie te verskuif en sê kom net terug aarde toe, asseblief, ons is gewone mense. Ek gaan vir jou regtig nogal 'n challenge wees.
En weet julle, in my ou lewe was ek 'n perfeksionis en was ek nie 'n pyn nie. Dit was my man vir hom. Ek was 'n pyn. Geen mens kon saam, ek en hy was so, ons kinders kon eers 'n skertjie gehad het toe hulle klein is nie, want dan gaan daar snippers op die mat lê. Dis die skaapwerk wat die Here aan my en hom kom doen het. Hy sê net vir jou, kom net 'n bietjie terug. Handelinge 2 vers 37, toe hulle dit hoor julle weer hoor, ons het ons net nou gesê van hoor, dan gat ons almal. Maar hoor nou, wanneer jy God se stem hoor, ek het gevra, Here, skakel ons in op u frekwensie, laat ons u stem kan hoor. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref, en hulle het vir Petrus en die ander apostels sê, wat moet ons doen, broeders? Vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, draai om, gaan weg van julle verkeerde weë. As ek bekeer, moet ek weggaan van dit wat verkeerd is, maar ek moet nou Jesus se pad volg. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, want die water gaan sterf ek in myself, alles wat die Here klaar binne my moes nou gedoen het, dit het ek bely het, en wat baie belangrik is, ek sien baie mense bely met hulle monde, maar nie uit hulle harte nie. Ek wil vir jou amper sê, is daar nie regtig 'n berou is, want toe ek by ware bekering uitkom, het ek gehuil en gesnik, want ek het my verlorenheid verstaan. Want die Here het my gewys, waar is ek eintlik? Ek het gedink ek is okay, ek was glad nie okay nie. Dis genade dat ek hier staan vanmôre. Dan gaan ons, volgende week gaan ons doop ook, sê waarlik berou het, en jy het bekeer, en jy kies om Jesus te volg, is ek klaar heilig? Nee, Heilige Gees woon nou in my, hy is die een wat heilig maak, hy gaan my nou kom vorm, hy gaan my nou kom leer, hy is my helper, hy is die comforter, hy is nou in my. Maar dan gaan ek na die water toe, en ek gaan laat doop my voor die gemeente, of voor ander getuies, en ek sê, ek kom verklaar vanmôre, ek het Jesus gekies, ek gaan in hierdie waterbad in, die watergraf, ek sterf nou in myself, die ou lewe, en ek kom staan op uit die water uit, in die nuwe mens in Jesus Christus, waar hy my beklee, met sy nuwe mantel van gereg. En wat hy my toerus op. En dan sê hy, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hy het dit gesê vir al daardie klomp Jode wat daar was. Hulle almal is daardie selfde dag, dink 3000, is hulle almal gedoop. Julle sal die gawe ontvang, jy het daai geskenk ontvang, die dag toe jy wedergebore is. Wat maak ek en jy met daai geskenk? Hierdie dunamiskrag word vrygestel deur 'n honger en 'n dors in jou. Jy kan nie dunamiskrag hê binne in jou, maar as jy nie tyd uitkoop en die woord van God lees en bestudeer en saam met hom in jou binnekamer sit en verhouding het nie, moet jy nie dink daar gaan baie groei wees nie. Want dan bly dit basies binne jou dormant. Want dis soos die een wat sy gawe begrawe het. Maar sê nou maar dis iemand wat so, hy doen daarom sy deeltjie, maar nie te veel nie. Hoor julle? Dan is dit soos daai talente wat uitgedeel is. In geloof moet jy wandel, want net geloof behaag God. Hoe is ek en jy gered? Het ek en jy iets reg gedoen om dit te kry? Nee, ons is uit genade gered deur geloof, om te glo in die verlossingswerk van Jesus aan die kruis en die bloed wat vir ons gevloei het as versoening. Die geloof is deur die gehoor, en die geloof is deur die gehoor. Ek moes eers iewers gehoor het. Toe kom ek tot geloof. En die gehoor is deur die woord van God. Elke keer wanneer jy Bybel lees, was jy jouself in God se woord. En dit stig jou geloof. En elke keer wanneer jy eintlik die Bybel harder lees, soveel te meer beter. Want dan hoor jy die woord. Jy praat die woord, want die woord is in jou mond en in jou hart, sê die woord. Jy praat dit,
Jy hoor dit, en dit het krag, want God se woord het krag. Daar's lewe in jou woorde, van lewe en dood. Wat is in jou woorde? Spreek jy lewe of spreek jy dood? Spreek jy die seën of spreek jy die vloek? Dan sê jy sal die vrug van jou lippe eet. 2 Timoteus, en dan die woord te bid en te leef. Weet julle hoe kragtig is om die woord te bid? Want God se woord, sê in Jesaja 55 vers 11, sal nie leeg terugkeer nie. God se woord is die waarheid. As jy vir ongereddes wil bid, bid die woord van God. As jy in 'n storm is, bid die woord van God. Dis al wat ek doen. Ek bid die woord van God. Timoteus 1 vers 6 tot 8, ons laaste skrif. Dis nou nie te erg nie. Maar hierdie woord maak my so opgewonde, ek voel of ek heeltemal as ek mag die woord gebruik recharge. Want dit is wat God se Gees doen. Hy vul ons en hy gee vir ons 'n ywer en 'n vuur en 'n passie en dit stig ons geloof. For this reason I remind you to keep alive the gift. Wat staan daar? Wat moet ek met die gawe hier binne my doen? Here, waarom daar, ek gaan 'n bietjie daar bære, want ek is nou bang, as ek nou dit gaan doen, dan gaan ek, hoor nou vir godsdienstgees. Here, ek is nou bang, want ek ken die woord nie so goed nie, net nou benadeel ek die naam, en ek is nou nie so hoog heilig nie, en ek kan nou nie dit doen nie. Het God gesê, jy moet eers alles weet? Gaan hy jou toerus? Is Heilige Gees jou helper? Kan jy maar foute maak? Ja, wie gaan jou help? Heilige Gees. Het ek daar iewers iets gelees van foutloos? Nee. Het ons almal foute? Ja. So almal wat iets wil perfek wil hê? Haha. Maar God is 'n God van excellency en God is 'n God van orde, nie wanorde nie. Maar hy het compassion en genade met elkeen waar hy is. For this reason I remind you to keep alive the gift that God gave you. When I laid my hands on you, for the spirit that God has given us does not make us timid. Instead, hy maak jou nie swak en dat jy voel, jy is nie goed genoeg nie. His spirit fills us with power, dunamis power, love and self-control. Do not be ashamed. Toe ek Vrydag met Frans was het gesels en ek het nou al sulke stukke woord kry. Hy sê mos altyd, hy kry altyd sulke stukkies deur, want ek preek net so hard vir hom. Maar die Here wys dit vir my, so kosbaar, hoe die vyand eintlik 'n copycat is. Weet julle hoe doen hy dit? Kyk gou van ons wêreld, en kyk na die New Agers en almal. Hulle het moes mantras en goed wat hulle opsê. Julle weet wat dit is, dis so 'n woord wat hulle so die hele tyd herhaal. Met ander woorde, hulle soek die krag daarin, in verkeerde goed. Hoor jy, dit is nie, dis hoekom ek sê, jy kan nooit die woord van God en sy Gees skei nie. Want God se Gees aktiveer sy woord. Want God se Gees maak die woord lewend, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Nou, wat gebeur nou? Wat doen die wêreld? Spreek negatief. Manipuleer die mensdom met vrees. Ek hoor hier is alweer een of ander golf op pad. Ek het dit sommer onmiddellik gekanselleer in die naam van Jesus. Want ek en jy die autoriteit in die naam van Jesus. Die vyand het mag. Maar as die kerk opstaan in sy autoriteit, elimineer hulle soveel meer van daardie stemme. Maar omdat die kerk nie in die posisie kom van autoriteit nie, want die kerk gebruik nie die gawes van God nie. Die kerk gebruik nie the gift of God nie. Want hulle weet nie hoe nie. Hulle is nog in hulle baba skoene, die meeste. Want ons doen nog tradisie, maar ons weet nie om in die Gees te veg nie. God het gesê, ek maak jou vingers sterk om oorlog te voer. Hoe ver voer jy oorlog? Kan jy in die Gees 'n geweer uithaal en gaan skiet? Nee. Jy moet in die Gees veg. Want Gees veg teen Gees en vlees teen vlees. Ons stryd is nie teen die
teen die vlees, teen bloed en vlees nie, maar teen die bose geeste in die lig. So hoe moet ek hierdie geveg aanpak? In die naam van Jesus, my autoriteit, die woord van God en dit te begin proklameer. Die vyand werk deur die media. Kyk net hoe het hy al die mens gemanipuleer deur die TV, sodat hulle nou al tot selfde geslag huwelike promoveer oor 'n TV. En vir kindertjies, al hierdie bose goedjies, wys op die kinderprogrammetjies. Ag, en is so oulik, maar hulle is so duiwels. So, waar is ons gelowiges? Ons sit passief. Die kerk sê hy is gelowig, die kerk sê hy volg Jesus, maar ek sien nie die autoriteit van God beweeg nie. Ek sien dit nie, ek is baie jammer. As ons opstaan, hierdie mense praat die heeltyd negatief, is daar krag in woorde? Wat doen ek en jy as ons ook nog by een aanmeld? Ons gaan aan, hoofstuk 2. Hierdie land en sy regering. Wat doen ek en jy? Ek en jy, soos wat ons bekeer het, met ons ook, die wind begin draai in die gees. Ons moet begin lewe spreek. En ons sukkel, want ek sê altyd kinders van die Here swem stroom op. Vat dit energie? Ja. Het julle al gevoel, ek weet hoe voel dit, as ek 'n besige week gehad het. Dit voel vir my, dis die ding, en dis nog die ding, en dan voel ek naderhand, ek weet nie meer hoe nie. En jy's moeg, en jy voel net alles raak vir jou emosioneel en fisies te veel, maar dan weet ek in dit alles, al sê Paulus, al is ek swak, is God kragtig in my. Dan gaan maak ek daai keuse en sê, Here, ek het nie krag nie, jy weet, ek voel so flou, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, maar dankie, ek meld aan, hier sak. Kom, gebruik my. Laat U naam verheerlik word. En soos wat jy die woord begin lees, en soos wat jy begin bid, en soos wat jy die woord begin proklameer, begin jy krag opbou. Die krag van die Heilige Gees, die dunamis power, en jy begin in die Gees oorlog voer, en jy begin proklameer in jou situasie, lewe, jy begin rigting verander, daar kom verandering, daar kom lewe. In jou familie, in jou geliefdes, oralste, want jy moet die woord spreek. Ek het nou die dag vir haar gesê, ek dink ek het vir jou gesê, as 'n klein babietjie gebore is, sit die woord van God aan, terwyl hy in daai wieg lê, laat die woord, die God se Gees oor hom kom. Want God se Gees het nie gesê, jy moet 50 jaar oud wees om die woord te verstaan nie. 'n babietjie verstaan. Maar omdat ons in 'n lewe gewees het, ons het nie ons gawes geleer beoefen nie. En dan sê die woord ook, watter gawe moet ek en jy die meeste beoefen? Sê gou vir my. Profeteer. Wat is profeteer? Die toekoms voorspel? Nee. God se woord spreek, proklameer, want sy woord het krag. Ek moet die woord is tot stigting, bemoediging en troosting van elkeen wat dit hoor. Ek en jy moet daai woord uitspreek. sien julle hoe lam is ons? En weet julle, daai krag wat in my en jou is die dunamis power, wat Jesus uit die dood opgewek het, dis dieselfde krag, maar omdat ek en jy 'n verwronge mindset het, omdat ons gekeer word deur ons boxy mindset, staan ons nie op in die krag van die Heilige Gees wat in ons is nie. Want weet julle wat, ons is meer behep oor wie het my seer gemaak, of wie het my nou te nagekom, of wie dit of wie dat. Want dit gaan oor die my. Terwyl my fokus nog nooit op my moes gewees het nie. My fokus moet wees, Jesus en die koninkryk van God. Want as ons oë op die koninkryk van God is, dan gaan ons minder behep wees met onsself en ons eie omstandighede. En ons gaan minder sit en huil oor onsself.
Maar ons gaan begin opstaan in die krag van die Gees en dan gaan verandering in beweging begin kom. Amen. Ek het nou seker genoeg hier aangegaan, maar ek raak so opgewonde in die Here. Ek is nog nie klaar nie, julle. 2 Korintiërs 2 vers 19. But he answered me, my grace is, dis daai stukkie van Paulus, ek het dit klaar vertel. En hoor hoe mooi sê hierdie vertaling dit, vers 10. So I am not defeated by my weakness, but delighted. For when I feel my weakness and endure mistreatment, hoor julle mistreatment, when I'm surrounded with troubles on every side and face persecution, because of my love for Christ, I am made yet stronger. For my weakness becomes a portal to God's power. Wow! Die laaste enetjie. The effect of denying Holy Spirit power. Dit is eintlik die woord waarmee die Here my gepraat het. Toe ek hierdie woord denying lees, toe voel dit vir my soos 'n pyn in my hart. En weet julle wat het ek eers gesê? Ek het gesê, Here, vergewe my. Here, ek het soveel keer negatief gewees. Here, vergewe my. Hoeveel keer het ek vir Fransjo gaan sê, en hoeveel keer het ek self gevoel? Hoeveel keer het ek vir jy gesê, ek kan nie. Ek is nie goed genoeg nie. Die Here het nog nooit vir my gevra of kan ek nie. Hy het vir my gevra, wil jy? Hy gebruik my swakhede tot sy eer. En ek moes bekeer het. Was ek nog nooit bekeer nie? Ek was. Repentance is 'n daaglikse lewe van 'n wedergebore kind van God. Jy moet kan bely. Wat jy verkeerd doen. En regmaak. Hoor wat sê hy in 2 Timoteus 3 vers 8. Having a form of godliness, dis mos ons kerkmense, but denying the power. Wat deny hulle? The power. Nee, Here, ek kan nie. Dis nie vir my nie. Daar's iemand beter as ek. Ek moes hierop gerepent het. Ek het skuldig gestaan voor die Here. Wat sê julle hiervan? Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Nou kan ons redeneer, daar's baie mense wat dit heeltemal deny. Maar daar's van ons, hoeveel keer het ek en jy net nie waardig genoeg gevoel nie? Hoeveel keer het ek en jy dalk gewonder, was dit regtig die Heilige Gees krag? Het ons nie dan nog die Heilige Gees bedroef nie? Is dit my en jou plek daarin? Nee. Sien julle hoe vinnig kan ons onsself verhef? They claim, Titus 1 vers 16, they claim to know God, but by their actions they deny Him. Hoe lyk ons actions? They are disgusting, disobedient and disqualified from doing anything good. Dis baie maklik om te sê, ja, dis vir die goddelose. Ek dink ons moet eerder vra, Here, ons maak ons ook maar skuldig, ja. Kom ons praat maar eerder die waarheid en dat die Here in ons harte kom werk. Want die Here kan help waar ek by erkenning kom. Dan sê hy in Openbaring 3 vers 18, en hy praat met die kerk, want die 7 gemeentes is die kerk, dis nie die ongereddes nie. Hy sê, ek raai aan om van jou te koop, goud. Wat is goud? Heilige Gees salwing. Want ons moet genoeg olie hê, as die bruidegom kom. Het ek en jy genoeg olie. Om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Ek kan nie sonder sy salwing, ek kan nie sonder sy Heilige Gees nie. Want sy Heilige Gees maak die woord aan my bekend. En wit klere, sy kleed van geregtigheid, dit wat hy vir my gedoen het deur sy bloed, dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en die salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Here, kom salf my met u Heilige Gees olie. Met u Heilige Gees salf, laat ek regtig deur u oë na my omstandighede sal kyk, en nie uit my eie beter wetenskapheid nie. Niks van my nie, Here. Kom, niks van my vlees nie, Here, maar kom, bedien my deur die Heilige Gees. Ja, laaste vers, ek is regtig nou klaar. So call the mind the lessons you received and heard, continually lay them to heart and obey them and repent. And
in case you will not rouse yourselves and keep awake and watch. Ek en jy moet wakker bly. En die koning kom en ek en jy weet nie wat 'n uur nie. I will come upon your life like a thief, and you will not know or suspect at what hour I will come. In die wapenrusting sê die Here eerste vir ons, word kragtig in die Here. Hoe kan ek kragtig word? Net deur sy Heilige Gees krag. Ek moet na hom toe draai en sê, Here, kom bekragtig my, kom vul my met u Gees, kom leer my, kom onderrig my. Dankie Here Jesus, dankie Heilige Gees. Dankie vir u teenwoordigheid vanmôre. Dankie Here dat ons net vanmôre kan kom bely en sê, Here, vergewe ons wanneer ons